Ons is nog nie klaar met aggressie nie, ek beloof ons het iets in die mou, so nou gaan ons uitbrei daaroor. Philip, verduidelik asseblief ons, wat is dominansie, aggressie? Okay, hallo almal, ons is terug. Dominansie, aggressie. Ons kry wat ons noem 'n dominante aggressiewe hond. So, ons moet eers die term dominant vat en dit verduidelik. Reg? Wat is 'n dominante hond? Ons kan in baie diepte ingaan in struktuur binne die huishouding, Ja? want as daar nie absolute leierskap is in 'n huis nie, dan klim hierdie hond binne in die huishoudelike struktuur, want sy natuurlike instink sê vir hom, ek het nie 'n leier nie. So ek moet die leier word. Hoekom word party honde dominant aggressief in 'n huis, maar ander honde sal in presies dieselfde huis nie dominant aggressief word nie? Want die huishouding of die struktuur is in plek, totdat hierdie nuwe hond inkom, wat dalk 'n sterker aanteeling is, Reg? en sy natuurlike instinkte tot leierskap of wat hy moet hê in sy lewe is baie sterker. So ons kry honde wat van nature sterk leiers is, en as daardie honde in 'n huis inkom met swak leierskap, neem hulle oor. Dis vir hulle tweede instink, natuur, die normaalste ding in die En hulle wêreld. doen dit so skelmpies, jy kom dit nie agter nie. As jy jou oë uitvee, die poppie fyn geslaan en dis alles daar. Reg, so ons kyk na hierdie hond, moet ons kyk na die leierskap in die huis, en dit is hoekom sekere honde geneig is tot dominante aggressie. Hoe herken ons dominante Ek aggressie? dink die eerste ding wat ons na moet kyk is hierdie aanteeling. Reg? Het ons 'n boerboel hier byvoorbeeld, en dan moet ons kyk na die boerboel se natuurlike instinkte, en hy's 'n baie sterk hond. So hy gaan binne 'n struktuur baie vinnig klim as daar nie leierskap is nie. Reg. En weens sy onvoorspelbaarheid word hy 'n baie gevaarlike hond. Boerboele en jockeys. Die duiwelse kindertjies. Ja, Van die daai een hondjies wat spektrum almal tot by so die ander lief een. is. Ja. So 'n mens moet dan kyk na die aanteeling en sê, okay, hier's 'n boerboel, wat is die sterkste dele van sy natuurlike instink? Reg. En daai sterkste dele wat ons kry is die wat ons moet bestuur. Ons moet hulle manage. En ons moet hulle in beheer hou. Ja. So hierdie dier het addisionele leierskap, sterk leierskap nodig. Sy gebiedsaanpassing moet baie goed wees. Sy gehoorsaamheid en opleiding moet baie goed wees. En dan sy sosialisering moet uitstekend wees. Ja. Want hy is die een wat gaan byt en dit gaan baie vinnig gebeur. Nou watter breeds sal mens tipies nog kyk wat sterk persoonlikhede het van nature? Ek wil hier noem dat enige hond kan 'n sterk dominante hond word, hoor. 'n jockie ook. Hulle bewys dit vir ons dag Elke dag. die jockeys. So, maar ek dink die aantelings wat 'n mens na moet kyk is jou groter aantelings. Jy moet kyk jou boerboel, jy moet kyk na jou Rottweiler. Doberman? Doberman, ja, hy's 'n meer placid tipe hond. Hy neig om van agteraf alles te doen. Hy's nie een wat lief is om van vooraf te byt nie. Maar ja, mens moet kyk daarna. En dan moet jy kyk na jou Alsatians. Jy moet kyk, en ek is bevoorreg, ek werk baie met pitboele. Ongelukkig het die diere 'n klad aan hulle aanteling wat geplak is as vreeslike diere, maar van die coolste honde wat ek ooit mee gewerk het, is pitboele. Ek is baie bevoorreg dat ek met baie pitbull rescues werk en hulle voorberei vir hulle nuwe huise. En hierdie diere het net leiding nodig, hulle het management nodig, en hulle 9 uit 10 keer as hulle uit sekere areas uitkom het hulle rehab nodig. Ja. Rehabilitasie. Uit sekere areas en omstandighede, ongelukkig kom so wat van die pitbulls waarmee jy werk uit. Baie slegte omstandighede, hulle word voorberei vir gevegte, hondegevegte en goede. Maar weer eens, dis van die mense teruggee aan die gemeenskappe en dis ook om die mense te leer hoe om met die honde te werk. Reg, so dominante aggressiewe honde, ons kyk na ons groter breeds. Hoe erken ons? Sterker breeds. Sterker breeds soos jockeys. Hoe erken ons dominansie, aggressie?
Jy gaan gou agterkom dat hierdie ouetjie begin goed ontwikkel soos slaapplekaggressie, hy gaan begin kosagressie ontwikkel, hy gaan dan begin ruimte beheer. Ons ou vriend, hy beskerm my net of hy's net jaloers. Nee, daai ding van jaloesie mense, dit bestaan nie. Hierdie dier is besig om die boundaries vir jou te stel. Hy vat die ruimte, hy beheer dit en enigiemand wat waag om in daai ruimte in te kom, gaan hy byt. Maar vrouens het veral 'n geneigtheid om te sê wanneer 'n hond by haar en haar ruimte is en hy is aggressief teenoor mans of seuns, dan dink 'n vrou baie gou dat hierdie hond wil my beskerm. Hy kan hierdie dinamika tussen 'n man en 'n vrou en die verskillende energie optel en hy wil my dus beskerm. Glad nie. Glad nie. Ongelukkig is vrouens meer emosioneel as mans. Nie ongelukkig nie. Okay. Daar's baie gevalle waar dit ons goed in staan kom. Ja, maar ons gaan nou kyk van 'n In hierdie konteks. perspektief af. So hy sal die struktuur so plaas dat dit sal vrou, hond, man wees. Hy sal gehoor gee aan die man want die man is die sterker energie. Gebeur baie in die huise. Ja, en dan kom hy in en dan kom die vrou, dan kom die kinders. So hy sal jy weet, hy doen goeie soos sy kop op die been sit. En dan sal hy vir, ag, my hondjie is lief. Eintlik, niemand in die huis is lief vir my behalwe die hond nie. Dis wat vrouens sê. En wat die hond Dis sê, ook waar. nou wat die hond sê, my hak is in, jy's myne. Ja. Okay. So dan gaan hy nie vir jou beskerm nie, hy beskerm die ruimte wat hy oorgeneem het, korrek. Ja, en dis daar. En mense, dis hoekom dit so belangrik is met opleiding. Jy kan nie opleiding en gedrag uitmekaar uitneem nie. En dit is baie belangrik en ek het dit al voorheen gesê, jy kan nie net 'n hond vat en hom probeer oplei of iets nie. Jy moet die mense leer. Die mense moet kan identifiseer. Die mense moet kan besef waarmee hulle besig is en hulle moet die gedrag kan identifiseer en werk maak daarvan. En dit my lewe lank glo ek hierdie faktore vorm een van die hele ding. Absoluut. So baie versigtig wees en hierdie honde is so fyn. Hulle kan 'n ding so fyn en soetjies doen. Siekies. En as jy jou oë oopmaak, is dit al klaar te laat. Okay, so om saam te vat, jou dominansie aggressie is jou kopsterk breed. Ja. En dan kyk ons na watter ander gedrag ontwikkel sodat ons dominansie aggressie kan uitken. Slaapplek aggressie, kosaggressie, aggressie rondom speelgoed en aggressie rondom mense teenoor enigiets wat in die ruimte inkom. Verseker. Reg. Wat is ons grootste rooi vla? Wanneer gaan jy vir iemand sê jy moet hulp kry? Wag ons tot 'n hond gebyt het of kan ons voor dit reeds begin? As 'n hond reeds gebyt het, is jou pad vorentoe 'n lang een. As jou hond dominant geraak het, is dit 'n lang pad vorentoe vir herstel. So mense, wanneer jy 'n hond kry, begin jy vroeg. Jy maak seker alles is in plek. Jou doel in die lewe, in hierdie hond se lewe, is om 'n leier te wees. En 'n leier is nie wreed nie, 'n leier is nie aggressief nie. Maar soos in 'n natuurlike struktuur waar die leiers die ander honde sal lei en leer, is dit jou werk. So jy moet van papie af hierdie hond die leiding, die opleiding en alles gee, sodat jy op die einde van die dag 'n nie gelukkige nie, maar 'n stabiele hond het en 'n rustige hond het. Goed gesosialiseer en 'n gehoorsame hond het. Absoluut. Dit is so belangrik dat ons moet onthou dat leierskap nie aggressie toelaat nie. Veral nie van jou kant af nie. As 'n hond reeds aggressief is, you don't meet that with aggression. Ek het die Engelse spreekwoord, aggression leads to aggression, en as jy aggressief is teenoor daai hond, daai aggressie gaan terugkom in jou byt. Ja, en dit is natuurlik ook hoekom kleiner mense met groter honde kan werk. Dis baie vrouens wat klein is in hulle bou en struktuur en hulle kan met groter, sterker honde werk, want leierskap is nie 'n fisiese battle nie.
Dit gaan nie oor wie wen 'n physical fight nie. Nie met jou hond en jou nie. Gaan oor twee goed. My energie, wat ek hier binne is, onthou die gesegde, die hond langs my is 'n spieelbeeld van wat ek binne is. Ongelukkig wil ons daai spieelbeeld meeste daar nie sien nie, maar dit is waar. En die tweede ding is tegniek. Jy kan nie 'n hond krag op krag of krag teen krag meet nie. Jy sal nie Dis wen nie. tegniek teenoor sy krag. Absoluut. En daar's net een manier wat jy dit kan doen en dis opleiding. Daar's 'n ander manier nie. Is opleiding bou ook natuurlik 'n band tussen jou en jou hond. Absoluut. So hierdie proses van opleiding en rehabilitasie sal jou en jou hond nader aan mekaar bring. Dit moet julle Verseker. nader aan 'n span bring Ja. as 'n mens met 'n hond. Ja. Reg? So ja, nee, verseker. So julle moet as iemand 'n hond gaan kry, mense dink dit mooi deur. Moenie net 'n hond gaan kry en dink daai hond het jou gekies nie. Jy moet weet waarmee jy doenig is en as jy nie seker is nie, kry verterse hy bo soos wat mense vir my onderkry en sê luister ek wil 'n hond gaan soek, ek wil 'n rescue hond gaan soek of ek wil 'n puppy aanneem. Laat ons net 'n sessie met julle doen voor die tyd, laat julle weet waarna om te kyk of inteendeel ons sal saam met julle gaan na die plek toe en sê luister, kyk vir hierdie goed. Ons kan seker maak die assessment is reg gedoen van 'n rescue en alles. Daar's goed wat ons voorsoek Ja. en na uitkyk wat ander mense nie doen nie. Dit gaan my bring by 'n baie belangrike afsluitingspunt. Sodra jy deur die proses van rehabilitasie is en jou hond is nou stabiel, hy het nie meer die aggressie wat hy voorheen gewys het nie. Dis nie waar jou werk ophou nie. Och nee, Indien jy laks raak met die reëls en met jou leierskap, sal dit terugval in 'n ongesonde patroon in en die aggressie kom terug. daai hond so vinnig soos wat jy hom moontlik reg gekry het, hy gaan 10 keer vinniger terugdraai as jy nie by die reëls bly in die hele proses. En dit beteken nie daar's iets fout met die rehabilitasie nie, en dit beteken definitief nie daar's iets fout met die hond nie. Dit is die natuur en dit is die realiteit. So mens moet ook weet wanneer jy begin rehabiliteer aan iets soos dominansie aggressie, is dit 'n lewenslange proses. Dit is jou nuwe leefwyse vir die res van hierdie hond se lewe en vir die res van die tyd wat julle gaan saamleef. En jou No commitment. quick fix. En jou commitment. Ja, Absoluut. it's work that's going to be done every single day of your life. Die leefwyse verander. En onthou jou hond het nie Saterdag en Sondag nie, né? Ja, jy gaan oor naweke ook werk. Absoluut. Reg, baie dankie Philip. Dis dan vir ons 'n kort blik op dominansie aggressie, Verseker, waar ons dit ja. kan verwag en ook hoe ons dit kan herken. As jy probleme het daarmee, soos Philip gesê het, bel 'n kenner. Dit is iets wat nie te ver moet gaan nie en hoe gouer jy dit kan begin omdraai, hoe beter is die kans op sukses vir jou en jou hond en hoe korter is die pad van rehabilitasie. En onthou altyd, 'n tweede, derde opinie is altyd goud Dis waar, as een mens vir jou sê sit jou hond uit, moenie noodwendig daarna luister nie. Nee. Daar's nog opinies. Kry daar almal, maak seker doen jou huiswerk. En dan maak jy jou keuse wat vir jou reg is. Ja. Reg, as jy dominansie aggressie het, gee ons 'n luister vir ons boodskap. Baie dankie. Baie dankie.